Ek ken nie 'n plaas of 'n werf of 'n erf wat nie 'n peperboom het nie. Wie jy, dis nou 'n boom wat mense oral sien. En wie sal nou gedink het hy's ook medisyne? In die ou dae, die mense mos nou nie, as jy nou hier op 'n plaas sterf, dan ons nou nie vrieskaste gehad nie, maar die mense het hier gewag en het hom toegepak in peperboomtakke, wat help dat die liggaam langer hou en dat die vliee ook nie so lastig is nie. Maar hoekom ek nou vandag by julle staan hier met hierdie peperboomtakke? As 'n mens nou 'n lastige tenniselmboog of 'n pols het, ek het 'n pols wat so, ek weet nie wat het ek gemaak, ek dink ek het hard gedruk. Dan is hy nou die een wat vir jou gaan help met jou seer kry. Kom ek wys julle. Dan vat jy nou so die blaartjies so van die stingel af. En nou kyk 'n mens nou natuurlik. Kyk, as jy nou jou knie of jou elmboog gaan 'n pap maak, gaan jy nou sê nou maar seker hoeveel van hulle sal ek dan 8 of 9 of 10, maar vir my pols is hierdie heeltemal genoeg. En onthou tog, terwyl hierdie krye nou so op die grond val, as ons klaar met krye gewerk het, ons gooi hom nooit weg in die vullisdrom nie, want dit is nie vuil goed nie. Sit hom terug in die tuin. So as jy klaar is met hierdie, gaan jy hom ons in die tuin sit, maar voor jy met hom klaar is, sit jy hom in 'n plat enamelbak en jy sit bruin asyn bo-op hom. En daar laat lê jy hom so vir 'n halfuur. Nou pak jy 'n handdoek hier op die grond uit met jou lap en jy pak die blaartjies so op die lap neer, dan draai jy hierdie pols van jou so toe, hierdie een wat so seer is. En as hy nou vannag aan die pyn raak, moet nou nie opvlie en die ding afruk nie. Hy pyn 'n bietjie, hou maar 'n bietjie uit. En môreoggend sal jy voel, daar waar die beweging so seer was gister, is die beweging makliker. En as jy nou kry, hier sit van die blaartjies vas op jou vel, los hom net daar. Dit beteken, hy doen nog sy werk. So vir daai hardnekkige pyn wat jy so wens wat kan weggaan. Hier is die kry, ons lieflike peperboom, wat vir jou van jou pyne gaan verlos.